Goeiemôre gemeente. Ons gaan 4 liedere lekker saam sing as voorsang.
Vriende, hartlik welkom by vanoggend se erediens. Kosbaar om almal hier te verwelkom. So met die klok wat wegsterf in die agtergrond, word ons net intens bewus daarvan dat dit ook die Here se roepstem is, wat elkeen van ons nader roep, wat vir elkeen van ons sê, kom wees hier vanoggend, kom wees in God se teenwoordigheid. O vriende, ek wil sommer net vir almal wat hier is, maar ook almal wat aanlyn by ons inskakel sê, hartlik welkom. Mag dit daar by die huis sommer net ook 'n besondere geleentheid in die Here se teenwoordigheid wees, mag u ook daar by die huis 'n ontmoeting met die Here beleef. Nou vriende, vir elke liewe moeder wat vanoggend hier is, dis so 'n spesiale dag, dis Moedersdag. So vir elke liewe moeder wat hier is, gelukkige en geseënde Moedersdag. Ons weet moeders is die spulpunt van hierdie wêreld. Ja, dit is so, 'n moeder is geanker in die Here en so kan sy ook dan vir haar kinders en haar eggenoot en al die mense rondom haar dan ook lei en help en die water eweredig dan ook oor almal uitstort, die goedheid van die Here, die goedheid en die guns van wie God is. Ja vriende, dis net 'n moeder wat soos 'n spulpunt nie voortrek nie te veel water hier gee en te min hier nie, maar wat seker maak dat elkeen genoegsaam water kry. Mag jy vanoggend juis dit beleef. Moeders, hou aan om 'n verskil te maak, maar ek wil jou ook uitnooi soos Hannes van Kwela altyd sê, maak 'n verskil, maar maak ook tyd vir jouself. So miskien is dit vanoggend die uitnodiging, maak tyd vir jouself. En my gebed vir jou is goedheid en guns. Mag jy hier uitstap vanoggend en weet dat jou moederhart deur God raak gesien word en dat die Here opgewonde is oor jou en dat die Here ook weet, jy doen 'n goeie werk vir hom. Ja, want jy's 'n verbondsmoeder, 'n moeder wat omsien, wat seker maak dat die goddelike liefde van God oral uitkom. Geseënde, gelukkige Moedersdag. Vriende, net so een of twee afkondigings voordat ons gaan stil word voor die Here. As jy vanoggend vir die eerste keer hier is en jy wil graag deel word van hierdie gemeenskap, dan wil ek jou hartlik uitnooi na afloop van die erediens. Gemaak by Tracy op die Grasperke draai. Ons is so opgewonde om elke nuwe lidmaat dan ook in ons gemeente en gemeenskap te verwelkom. Dan, vriende, baie belangrik, die verjaarsdag, vandag verjaar Ryan Steenkamp, dis môre, en dan ook Koenie Swart, ek wil net seker maak, Koenie Swart is hier, dis hy, dankie Kobus, steek net vir ons asseblief hand op daar, dankie, Kobus Welgemoed, kyk, ek sien hom nie so vinnig nie, Letty Groewe, Tannie Letty, Vilje Roos, hy het verskoning gemaak, Sonja Botha, Sonja, dis hy, daar agter, Estie Leroux, Tannie Talita Rousseau het ek gesien. Sy Kobus, Tannie Talita sit hier in die middel. Dis die tannie met die pragtige blonde hare. Jy kan haar nie miskyk nie. Nee, heel agter Kobus, heel agter. Skus. Dan Corlette Pretorius, ek is nie seker of sy in die moederskamers is nie, Joanne Swanepoel, Theo Janse van Rensburg, dis Theo Junior, Christine Rotman, hulle loop nog 'n bietjie rond, Mary Ann Grimmet, dis Mary Ann dalk hier vanoggend, dan ook Henko en Janko Erasmus, ek weet hulle het ook vanoggend verskoning gemaak. Het ons dalk iemand misgekyk, kan ons net so sien, is daar dalk iemand wat ons nie met die sjokolade en die sleutelhouers bedien het nie, want dit is ook 'n bediening. Kom ons kyk so, as hy, dankie, het ons gemis, skus, dankie, ons moet net seker maak, ons sal seker maak, skus Clara, ons sal net seker maak hoor, dankie. Dan vriende, die hemelvaart is
Nou eerskomende donderdag, dis die 18de, maak asseblief 'n knoop in die oor, dis om 18:30. Daar sal ook 'n uitsending van die erediens wees. Na die tyd verkoop ons heerlike vetkoekburgers. So asseblief, as jy graag sommer 'n ete na die tyd wil bestel, kontak net vir Tracy. As finansies op die stadium knap is, sê net vir die kantoor, ons maak dit later reg, moenie daaroor bekommerd wees nie, kom eet net saam. Dis die heel belangrikste. Dan, vriende, die Pinkster, die tema hierdie jaar, is jy aan boord? Ons gaan so 'n bietjie deur Jona reis. Soos jy weet, reis ons in ons gemeente deur boeke, een op 'n slag. Dis vir ons lekker om die storie van die Bybel in sy geheel te kry. So ons gaan bietjie oor Jona praat met die tema, is jy aan boord? En dan vra ons ook of ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees dan leef, in die kragveld van die Heilige Gees. Natuurlik, soos oudergewoonte, heerlike sop en bid na afloop van die eredienste. Dan die 26ste Mei het ons beefburger bestellingsverkope, dis spesifiek vir ons besighede en almal. Vriende, dit is altyd heerlik. So as jou besigheid nog nie bestel het nie, maak asseblief seker dat jy jou bestelling by Tracy plaas. Dankie vir almal wat reeds bestel het. Ons is altyd so opgewonde om ook die beefburger bediening te kan doen. So ons is dankbaar daarvoor. En dankie vir almal wat ook gehelp het met die vleis. As jy hierdie week kan kom help vleiswerk, ons sal dit hoog op prys stel. Dan Kleuterkerk, Nikita wag op die verhoog, so as daar enige mense is wat hulle kinders Kleuterkerk te wil stuur, is ouderdom 2 tot 4, Nikita, een van ons belydenniskatkesante, wag op die verhoog, sy is so opgewonde om die jong mense daar te verwelkom. En dan ons deurkollekte vanoggend gaan weer eens vir bediening, maak 'n knoop in die oor, dan baie belangrik, van die 15de tot die 20ste Mei, vriende, het ons 'n heerlike spyskaart. Dis nou die eerste rond en dan gaan ons weer einde Junie. Jy sal sien, ons het al 'n boodskapie uitgestuur. Dit is gaarkosse wat jy self kan vries ook. Die tuisnywerheid wat gewoonlik dit vir die bazaar doen, gaan dit vir ons doen vir die einde van hierdie 2 maande. Is nou Mei maand en Junie maand, maar dit is deel van die bazaar vir ons vir die einde van die jaar. So as jy nog nie bestel het nie, o vriende, dit is so heerlik, moet dit nie misloop nie. En dan is ons gewone kategese klas op die normale plekke. Baie dankie vir elke ouer wat so getrou is aan julle verbond wat julle by die doop gemaak het. Kom ons gee geleentheid, vriende, vir die kinders om vir ons vorentoe te draf. Kom ons gee vir al ons maats geleentheid om vir ons hier voor te kom sit. Ek dink ons het almal, kom ons maak net, hier kom nog 'n maatjie. Kom ons gee net vir Stian kans om hier voor te kom sit. Ek sien nou eers my sokkiekas was bietjie leeg vanoggend, so my sokkies match so lekker by die pak nie. Ek sê maar my bene hier agter my moet insit. Nee, nie gedink ek gaan op die vloer sit nie. Wie van julle het vanoggend julle ma bederf? Kom ons hoor gou, wat het jy vir mamma gedoen? 'n Kaartjie gegee, en wat het jy in die kaartjie gesit? Het jy 'n briefie vir mamma geskryf? Wat het jy vir mamma daar gesê? Dit is baie mooi. Ek is dankbaar vir dit wat sy vir my gee en dit wat sy vir my doen. Steek gou jou hand op as jy dankbaar is vir jou mamma. Kom ons kyk gou aan. Nee, is jy ook dankbaar vir jou mamma? Sy is maar kwaai partykeer, nee. Ja. Maar dankie.
Henry, ons bly lief vir hulle, ja, al is hulle kwaai. Kom ons hoor gou-gou. Kom ons hoor gou-gou wie het nog vir mamma bederf. Heinrich, vertel bietjie vir ons. Koffie gemaak. Was daar suiker in? Okay, want dis hoe sy daarvan hou, nee. Okay, Henry. Jy ook 'n briefie gegee. Wat het in jou briefie gesê? Wag, laat ek raai. Mamma, ek gaan minder stout wees. Ja, nee. Wat was in joune? Is dit 'n geheim? Okay, mamma sal later in my oor fluister. Kom ons hoor gou-gou. Koffie en 'n tientjie. Ooh, dit is baie lekker. En 'n kaartjie. Sjoe, ek is so dankbaar en so trots op julle. Dian, het jy niks te doen vir mamma nie? Gaan jou maar vir jou goed gee. Is sy op Moedersdag so dankbaar om 'n seentjie soos jy te kan hê. Dit maak ook sin, maar ek hoop jy gaan daarin vir mamma baie dankie sê, né? Maats, ek wil gou vinnig hoor, wanneer raas mammas met ons? Kom ons hoor gou. Stia? As ons stout is, Herman? As ons nie luister nie? As ons 'n maatjie boelie? As ons iemand slaan, ja. As ons die verkeerde goed doen, dink julle mamma is minder lief vir ons as sy met ons raas? Nee, definitief nie. Hoekom? Al wil sy ons partykeer uit die huis uitskop, is sy minder lief vir ons? Nee, beslis nie. Ja, daar's baie goed wat hulle partykeer wil doen, wat ons nie hier kan sê nie. Sê gou vir my, wanneer troos mamma ons? Kom ons hoor bietjie. Anay, gaan jy bietjie vir my sê, wanneer troos jou mamma vir jou? As jy? Dink gou vinnig. Enige iets, wanneer het mamma jou al getroos? As jy huil, ja, dis baie waar. En sê gou vir my, Anay, jy moes seker baie trooswerk die laaste rukkie doen, want jy het 2 nuwe boeties bygekry. So, doen jy deesdae die trooswerk? Dian? As ons sleg doen in toetse, raas mamma of troos sy? Al twee, okay, ja, dis net so waar. Okay, so sy raas eers en dan troos sy. Okay, kom ons hoor gou, dan wanneer help mammas ons? Wanneer het jou mamma jou gehelp al? Dink bietjie, jy kan nog so bietjie dink, enigiets. Met jou huiswerk, ja. Kom ons hoor bietjie, ja, wanneer help mamma? As ek sukkel met iets, om saam met ons te speel, wat nog? Dink nog so 'n bietjie, Heinrich. Baie belangrik, en Elrie, wat sê jy? Wanneer help mamma ons? Dink gou 'n bietjie. Anay, wat het Elrie gesê, het jy gehoor? Nee, kyk. En sy niks gesê nie. Okay, dink gou nog 'n bietjie, Elrie. Nou wil ek gou by julle hoor, wanneer huil mammas? Kom ons hoor gou 'n bietjie, maats, kom ons hoor by jou. Wanneer huil mamma? Dink gou 'n bietjie, Herman, wanneer huil mamma? As ons nie gehoorsaam is nie, ja, en Stian? Okay. As papa met hulle raas, ja. Dankie, Stian. Sorry, Niels. Kom eens hoor. Ja, as hulle iets verkeerd gedoen het by die werk en hulle raak kwaad en dan begin hulle huil. Kom ons hoor nog. As hulle deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer is mamma trots op ons? As ons goed doen. As ons 100% het van ons toetse, né? Maar mamma is altyd trots op ons, stem jy saam? Ja, as ons gehoorsaam is en vir mamma luister. Ja, wanneer ons luister, dis so waar. Heinrich, kom ons maak met jou klaar, kom ons hoor.
Ja, as jy goed doen in sport, dis baie waar. Dian, jy het nou 'n bright spark daar gekry. Skaak, ja. Sê gou vir my, is die Here lief vir mammas? Altyd, en wie, veral op Moedersdag, en wie het mammas gemaak? Die Here, ja, dis die een wat hulle lief het. Dit ook, dis net so belangrik. Kom ons staan en dan sing ons oor die Here wat alles gemaak het en ook vir mammas. As 'n geskenk gewees, so pas gegee, pas julle mammas op, gaan julle so maak. OK maats, daar's kinderkerk vanoggend, Tannie Wilma wag vir julle. Toe God moeders gemaak het, was dit sy 6ste dag van oortyd. 'n Engel het verskyn en gesê, besig om so bietjie te sukkel met die een, nê? En die goeie Vader het gesê, het jy die spesifikasies vir hierdie bestelling gelees? Sy moet volkome wasbaar wees, maar nie van plastiek nie. Sy moet 180 beweegbare onderdele hê, almal vervangbaar. Haar brandstof is koue koffie en oorskiet worsies. Sy moet 'n skoot hê wat verdwyn as sy opstaan, 'n swinkie wat alles gesond maak, van 'n gebreekte been tot 'n liefdesteleurstelling en 6 pare hande. Die engel het haar kop gestadig geskud. 6 pare hande, onmoontlik. Dis nie die hande wat die probleem veroorsaak nie, het God gesê. Dis eintlik die 3 pare oë. Op die standaardmodel, het die engel gevra. God het geknik. 1 paar wat toe deure kan sien wanneer sy vra, wat lawaai julle so daar binne? Terwyl sy reeds weet, nog 'n paar agter haar kop sien wat sy nie veronderstel is om te sien nie. Maar waarvan sy moet weet, en natuurlik die paar hiervoor wat in die kind se oë kan kyk wanneer hy berou het en met kan sê, ek verstaan en ek het jou lief. Liefde, sonder om 'n woord te spreek, Heer, het die engel gesê en saggies aan sy mou geraak. Kom, rus nou eers, môre. Ek kan nie, het God gesê, ek is so na daaraan om iets na in myself te skep. Sy kan reeds haarself genees wanneer sy siek is. Sy kan 'n gesin van 6 op 1 pakkie maalvleis voed en 'n 9-jarige so ver kry om homself te bad. Die engel het stadig om die model van die ma gestap. Dis te sag, het sy gesig, maar sterk, het God opgewonde gesê. Jy sal nie glo wat hierdie ma kan doen en verduur nie. Kan dit dink? Nie alleen dink nie, maar redeneer en tegemoetskoming maak, het God geantwoord. Ten slotte het die engel vorentoe gebuk en 'n vinger oor haar wang getrek. Daar is 'n lek, het sy verklaar. Ek het u gesê, u probeer te veel in hierdie model indruk.
Dis nie 'n lek nie, het God geantwoord. Dis 'n traan. Traan? Waarvoor? Vir geluk, hartseer, teleurstelling en trots. U is geniaal, het die engel gesê. God het somber geklyk. Dankie vaders vir ons moeders. Vir elke moeder, jy is fyn aan mekaar gesit. Jou hartlik uitnooi, geniet jou bederfie wat jy vanoggend ontvang het. En nee, jy hoef dit nie te deel nie, dis joune. Familie, vriende, genade vir julle, vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ja, God drie-enig, jou Vader en jou moeder, nooi jou nou in sy teenwoordigheid in. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here. Sing 2 pragtige liedere saam. Om so te kan wees, lig vir die
kom skyn neer ons. Nou hartlik uitnooi vriende, kom ons neem ons plekke in en dan gaan ons saam luister na 'n epiklese gebed. Ja, die woord epiklese beteken om onsself gereed te maak om die woord aan te hoor. Nou hierdie gebed vanoggend word gesing deur Alvenies Conradie met gitaarbegeleiding en sy gaan vir ons vanoggend innooi om vir 'n oomblik dan ook ons te help om elke moeder by die Here se voete neer te lê. So as jy vanoggend as 'n eggenoot hier is, sit jou hand op jou vrou se skouer of op jou moeder se skouer en wys so dat hulle vir ons 'n seën is. Kom ons gee geleentheid. I don't know why God made one-bedroom apartments out of state. I don't know why He made hometowns if it's somewhere I can stay. I don't know why He made growing up, but I guess that we're all gonna. I don't know a lot of things, but I know why God made mamas. For the open arms to fall into, for when you don't know what to do, for the phone call saying don't forget I'm always in your corner, for the heart that makes a house a home, for the knowing that you're not alone, for the darling don't you dare forget even when you wanna. Yeah, that's why God made mamas. For putting band-aids on a scraped up knee and wiping tears away, for picking up the pieces when the dreams don't go your way, for always giving more than taking, always knowing what you need, and showing that the fighting's always best done on your knees. For the open arms to fall into, for when you don't know what to do, for the phone call saying don't forget I'm always in your corner, for the heart that makes a house a home, for the knowing that you're not alone, for the darling don't you dare give up even when you wanna. Yeah, that's why God made mamas. I don't know why God made living life down here so hard to do, but I know why God made mamas, 'cause He knew I needed you. For the open arms to fall into, for when you don't know what to do, for the phone call saying don't forget I'm always in your corner, for the heart that makes a house a home, for the knowing that you're not alone, for the darling don't you dare give up even when you wanna. Yeah, that's why God made mamas. Ooh, ooh. Mamas, mamas. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir elkeen se gawes vanoggend, vir elkeen wat kan diensbaar wees in U teenwoordigheid. Here, dankie dat ons hier instap as 'n verskeidenheid van mense, maar dat U ons byeen roep, Here, om saam in U teenwoordigheid te wees, U woord te hoor, U te aanbid en so U naam groot te maak. Amen. Nou vriende, soos U weet, is ons tans op die 4de Sondag in ons reeks
uit Nehemia, die tema bou aan jou. En vanoggend staan ons dan nou stil by die 4de preek en ons tema is waterpoort. Nou baie belangrik vir die van u wat dalk alles gemis het en glad nie 'n stream gekyk het nie, hier sommer net so 'n kort oorsig. So ons het begin aanvanklik en ons het gepraat oor Nehemia, die skinker in die hof, in die koninklike hof in Persië. Nou, hy is gebore in ballingskap, dis tydens die Babyloniese ballingskap, en op 'n manier hoekom baie kroeg kom hy in die koninklike hof in Persië uit. Nou, geen mens weet hoe dit gebeur het nie, ons weet net hy het daar uitgekom. Baie belangrike mens, skinker was natuurlik mos nou maar die koninklike raadgewer, dis die persoon wat vir die koning raad moet gee om te sê, o grote koning doen dit of dat, maar hy het ook Russian roulette gespeel elke week, want hy moes eers die koning se drank proe en die wyn proe, wel die drank en die wyn seker dieselfde ding en die kos, en seker maak daar's nie gif in voor dit dan nou geëet of gedrink word nie. So elke dag het hy sy lewe in gevaar gestel. Dan baie belangrik, hier's hierdie Nehemia in die koninklike hof, so hy is die skinker van die koning. In hierdie tyd is Israel besig om terug te gaan uit ballingskap, uit Babylon. Hulle is op pad terug na Jerusalem toe. So die eerste ballinge het nou natuurlik al die tempel gebou, dis weer terug, en ewe skielik gebeur daar niks verder nie. Nou staan alles, die stad se mure is nog nie gebou nie. Hoekom is dit belangrik? Want 'n stad se mure het identiteit aan 'n stad gegee, beskerming, dit het gesê ons het uit die as uit opgereis, so 'n stad het mure nodig om 'n stad te kan wees, om 'n identiteit te kan hê. Wat gebeur? Die amptenare gaan dan en hulle gaan na Nehemia toe daar in die koninklike hof, en hulle sê, Nehemia, jy's 'n man met invloed, ons het jou hulp nodig. Dis wat aan die gebeur is in Jerusalem, ons moet die stad se mure herbou en ons het nie die nodige hulpbronne of die know-how nie. Wat gebeur dan? Op die einde van die dag gaan Nehemia na 'n lang tyd van bid en vas, en hy eindig dan nou op in Jerusalem waar hy hulle help om die stad se mure te herbou. Interessant, die eerste keer toe dit gebou is, het dit 7 jaar geneem, toe Nehemia aan boord is, toe is dit letterlik 52 dae, toe staan die stad se mure. Elkeen het voor sy eie huis gebou, en dit het al die verskil in die wêreld gemaak. Verlede week het ons gesê, maar hierdie was nie net 'n pad sonder klippe kou nie, hierdie Israeliete moes maar so 'n bietjie klippe kou, soos enige gelowige is die pad na die koninkryk van God nie 'n maklike pad nie, en ons almal weet, ons het almal daai klippe kou tye waar ons voel, ons is besig om 'n greep op die Here te verloor, of hy op ons. Vanoggend staan ons dan nou stil by die waterpoort, vriende, baie belangrike gedeelte. Die waterpoort is deel van die stad se mure, die waterpoort is een van die hekke, en wat daar gebeur is, dat die water letterlik uitvloei, so dit kom basies deur die stad, en dan is dit natuurlik 'n in- en 'n uitlaat, wat dit belangrik maak, want dit bring nodige hulpbronne in en uit die stad uit. Hoekom dit so belangrik is, gaan ons nou by uitkom. Ek weet, hier's 'n paar mense wat dalk sal onthou, in 1972 was daar die Watergate skandaal in Amerika gewees. Nou, ek dink die ouer mense sal nou so 'n bietjie dit beter onthou, hier in die 70er jare, dink Etienne Swemmer, jy sal seker onthou, nee, is dit in jou tyd daai, nie, bietjie na jou, klein bietjie, maar die Watergate scandal, ek gaan nou nie in die detail daarvan ingaan nie, maar wat daar gebeur het, vriende, is dit het te doen gehad met die administrasiekantore en 'n klomp dinge, en op die einde van die dag was daar 'n groot skandaal, president Nixon, as ek reg onthou, moes uiteindelik bedank, en so het 'n klomp goed gebeur, en dit het bekend gestaan as the Watergate scandal. Nou vandag staan ons nie stil by 'n skandaal nie, nee, ons staan stil by the Bible and the Watergate revival. So dit is vanoggend die groter tema, bou aan jou, the Bible and the Watergate revival.
baie belangrik. So ons gaan saam lees. Ek gaan saam met julle deur die teks reis vanoggend. So maak hom oop. Dis Nehemia 7 vers 73. Ja, kan julle glo, tot en dan Nehemia 8 vers 1 tot 19. Ons gaan by die teksgedeelte stil staan, soos die tyd ons toelaat en dan sal ons aan die einde net kortliks iets daaroor sê. So as jy vinnig wil blaai na die geleentheid sodat jy kan of na die teksgedeelte sodat jy kan notas maak, dan gee ek jou nou geleentheid. Dis Nehemia 7 tot Nehemia 8. Ek hoor nie te veel blaaie wat ritsel nie, so ek dink ons is veilig. Ons lees daar in Nehemia 7 vers 73, die priesters, die leviete, die poortwagte, die sangers, 'n deel van die volk en die tempelslawe het hulle gevestig in die stede waar hulle vandaan gekom het. Dit het die hele Israel gedoen. Dan 8 vers 1, toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. So die stadsmure is herbou, almal het baie hard gewerk, vriende. Nou gaan die mense almal terug. Die wat in die stad bly, hulle bly aan, maar die res gaan terug na hulle verskillende dorpe toe. Hulle gaan aan met hulle lewens. So, wat doen mense in die week as hulle nie besig is om die muur te bou nie? Hulle gaan draf bietjie met die hond, ry bietjie bergfiets. Daar gaan hulle maak bietjie vegan kos as hulle so voel en hulle doen nou maar wat vir hulle lekker is. Nehemia het vir hulle gesê, weet julle wat, dis nie nodig dat julle hier bly by die tempel die hele tyd nie. Gaan aan met julle lewens, gaan aan en gaan doen wat julle moet doen. Nou, ek het vir julle sommer so hier by 8 vers 2 so ietsie geonderstreep. Ons lees daar, die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra, die skrifgeleerde, gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. So hoor wat gebeur, daar word vir hulle gesê, eintlik weet julle wat, julle moet huis toe gaan. Die volk sê nee, ons het 'n honger vir die woord. Ons het 'n honger om die woord van die Here te hoor. Ons wil die wet van die Here hoor. Ons wil weet wat in God se woord staan. So baie interessant, vriende. Ek het vir julle sommer so 'n bietjie 'n kaart hier opsit. Hy is bietjie klein. Soos julle kan sien daar aan die regterkant is die waterhek. Kyk sommer 'n bietjie daar, dan gaan julle nou mooi sien hoe die waterhek werk. Onthou ons was in die begin heel bo by die skaappoort waar die priesters is, nou soos hier by die waterhek. Almal kom daar by die waterhek bymekaar. Nou, hoekom spesifiek die waterpoort of die waterhek? Vriende, dis ongelooflik belangrik. Is daar by die Gionspruit. Dis tydens die loofhuttefees. Hoekom die waterpoort? Dood eenvoudig. Die tempel het afdelings waar mense kan wees. Die vroue moet op 'n plek wees, die mans moet op 'n plek wees, die heiliges moet op 'n plek wees. Maar by die waterpoort kan almal wees. Kan almal gelyk die woord van die Here hoor. En daarom dat almal by die waterpoort by mekaar kom. Hoor mooi wat hier gebeur. Ons dink heeltyd tempel, maar ewe skielik besef die volk, daar kan ons nie as 'n eenheid staan nie, want daar is afdelings vir die gelowiges, die ongelowiges, die wat heilig is, die wat rein is, die wat onrein is. So waar kom hulle by mekaar? Waterpoort. Hulle sê dis waar ons gaan wees. Plek vir vreemdelinge, plek vir almal, soos ons dan nou ook hoor. Dan lees ons in Nehemia 8 vers 3, die priester Esra, eerste keer wat ons van Esra hoor, onthou Esra tree in dieselfde tyd op en hy het ook 'n boek van sy eie. Interessant, hoor hier, die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Geweldig belangrik. Vriende, die priester Esra, hy verskyn op die toneel. Nou, ons moet eers besef, 'n priester het nie 'n lekker werk gehad nie. 'n Priester moes die offers, ons sien hulle altyd as hierdie heilige mense, hulle het altyd gevrot, hoekom? Want hulle was verantwoordelik daar by die slagarea, die ingewande het op hulle gespat, die nekke, die kele van die bokke is afgesny, dit was bloederig, dit was rook, dit was 'n vrotspul, dit was nie maklik om 'n priester te wees nie. So hier verskyn die priester op die toneel en hy begin preek, vertel. Nou, interessant, dit het my nogal laat dink, ons dink baie keer ons is so hoog en so heilig, dat ons vergeet om ons hande vuil te maak. Het ons land nie meer priesters nodig wat bereid is om daarin te gaan wat dit nie lekker ruik of lyk nie, om 'n verskil juis daar te gaan maak.
Ons hoor verder, die wet is voor die gemeente gebring. Interessant, die Hebreëus sê dis uiteengesit, dis oopgebreek vir elkeen wat kon verstaan, dis nie vir 'n uitgesoekte groep nie, dis vir die wat kan verstaan. Dis op die 1ste van die 7de maand, so dit gaan oor die loofhuttefees wat in daardie tyd dan ook gebeur. Nou interessant, hier breek iets oop, want dis die bevestiging van die woorde van Deuteronomium 31. Toe het Moses hulle beveel, aan die einde van die 7de jaar, op die vasgestelde tyd, die jaar waarin julle skuld moet skryf op die huttefees, wanneer die hele Israel in die teenwoordigheid van die Here julle God moet verskyn, op die plek wat hy sal kies, moet julle hierdie wet lees in die teenwoordigheid van die hele Israel, waar hulle dit kan hoor. Julle moet die volk bymekaar roep, mans, vrouens en kinders, en ook die vreemdelinge wat in julle stede by julle woon, sodat hulle kan luister, en die wet kan leer, sodat hulle die Here julle God kan dien en gehoorsaam, sodat hulle kan leef volgens alles wat in hierdie wet staan. Hoor gou mooi, hoe word alles wat in Deuteronomium gesê word waar in Nehemia, oopgebreek in Nehemia. Nou, natuurlik is dit dan nou interessant, vers 4, hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort, van ligdag af tot die middel van die dag toe, ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan, die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Nou, dominee mag oor enigiets spreek, net nie oor 'n uur nie, hier sien ons baie duidelik, 6 ure lank word die woord bedien, sit mense met gespitste ore, want hulle wil die Here hoor. Hulle wil sy stem hoor, hulle wil weet, hoe kan hulle hom ontmoet? Nou, interessant vriende, ons het verskillende spiritualiteite wat hier aangespreek word. Ons het mense wat 'n kopspiritualiteit het, mense wat 'n hartspiritualiteit het, mense wat 'n handspiritualiteit het. Nou spiritualiteit is hoe ek die Here hoor en ontmoet. Jou kopmense is mense wat intellektueel baie daaroor nadink. Hulle fokus baie op die intense woord in terme van hoe ons dit kan ontleed, hoe ons dit kan verstaan. Dan het jy jou hartmense wat bietjie meer op die emosie van geloof gefokus is. En dan kry jy jou handspiritualiteit. Dis mense wat sê om hemelsnaam kom ons doen net iets vir die Here. Ons kan nie net huil en dink oor die Here nie, ons moet ook iets doen vir die Here. Ons moet 'n verskil maak in sy wêreld. Dit laat my dink Lukas 10 vers 27 as hulle vir Jesus vra, maar luister Jesus, hoe kan ons die Here dien? Dan antwoord hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Vriende, Nehemia 8 vers 5, Esdra die skrifgeleerde het op 'n houtverhoog gestaan. Interessant, dit is waar die preekstoel vandaan kom wat ons vandag het, so as jy al ooit gewonder het, dis een van die eerste plekke waar jy dan van 'n preekstoel van hout hoor. Nou interessant, gewoonlik het die persoon wat die woord gebring het, gesit op die preekstoel, want dit was 'n houtstoel wat jy letterlik aangetrek het. Vandag praat ons van die houtrok wat jy aantrek, maar dis die eerste ontstaan van die preekstoel. So ons lees daar, Esdra die skrifgeleerde het op 'n houtverhoog gestaan wat vir die doel gemaak was. Reg langsom het Mattitja, Sema, Anaja, Uria en Gilkia en Maaseja gestaan, en links van hom Pedaja, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Sagaria en Mesulam. So ons hoor, dit is nie 'n alleen ding nie, geloof is altyd iemand aan jou linkerkant en iemand aan jou regterkant, ook wanneer jy met die evangelie besig is. En dan hoor ons Nehemia 8 vers 6, Esdra het hoor gestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Nou baie interessant, hoor wat doen Esdra, hy is op die preekstoel, hy maak oop, en wat doen die gemeente? Hulle staan op. Nou hoekom sou hulle opstaan, vriende? Opstaan is 'n simbool van respek, letterlik. Julle sal onthou toe ons op skool was, ek weet nie of dit nou nog so werk nie, maar as almal in die klas was, het jy gaan sit, en as 'n onderwyser of onderwyseres ingestap het, wat het gebeur? Die hele klas moes opstaan, geluidloos opstaan. Kyk, daar mag nie 'n stoel geskwiek of enige iets het nie. Dit was 'n simbool van respek, om te sê, maar ons staan op, want ons is in die teenwoordigheid van iemand belangrik. Hoor mooi, Esdra het die Here, die groote God, geprys, en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Nou, interessant vriende, ek wil jou uitnooi om so vir 'n oomblik sommer net te besef dat
dat ons baie keer dink dat mense wat hulle hande oplig in 'n erediens, mense is wat wil sê, kyk, die fokus is op my. Dis 'n diep Bybelse beginsel, maar hier's die ding, ek dink jy ons verstaan dit altyd nie. Die oomblik as ons hande ophef, dan verklaar ons iets, en wat is dit? Vriende, dink vir 'n oomblik, as jy in die moeilikheid is, en die polisie is op jou spoor, dan sê hulle, kom uit met jou! Hande in die lug. Dis om te sê, hier is ek, ongewapen. Ek het alles probeer wat ek wou. Nou gee ek oor. Om my hande in die lug te rig wanneer ek die Here loof en aanbid, is om te sê, Here, nou gee ek oor. Nou verklaar ek myself afhanklik. Here, nou het ek geen verdedigingsmeganisme oor nie, behalwe as om te sê, U is my lewe. En net U, niemand anders nie. Amen, amen. En toe buig hulle diep voor die Here. Daarom dat ons staan as ons sing, wanneer ons aanbid, dan gaan sit ons as 'n simbool daarvan dat ons oorgee, ons afhanklikheid verklaar en sê, Here, ons is in U teenwoordigheid. Die Lewiete, Yeshua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Josabat, Ganan en Pelaja het die wet van die gemeente verduidelik terwyl die volk daar gestaan het. Ons lees dan ook in vers 9, die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God voorgelees en het uitgelê, hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Interessant, Hebreëus, dit word oopgebreek, dit word uitgelê, en dit moet verstaan word. Dis wat God met ons doen, hy haal ons uit mekaar uit, hy bring ons in lyn met hom, sodat ons kan verstaan wat sy wil vir ons lewens is. Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vierfees, eet en drink en deel uit wat aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Interessant, vriende, die volk is hartseer oor dit wat hulle verloor het, en Israel sê, nee, moenie wees nie, wees vrolik, vier fees. Laat my dink aan die kinders in die sondagskoolklasse, hulle moet in die gemeente gaan vra, wie is almal gelukkig in die kerk? Nou, stap hulle so in die kerk, en daar's so oomie wat so sit, hy suig elke dag in 'n suurlemoen, so sy gesig is nogal redelik op 'n fronsende suur plek. Nou stap die twee kinders, hulle sê, oom, is oom baie gelukkig? Nee, oom sê, ja, boetman, ek is baie gelukkig. Hulle stap so terug en die een seentjie sê vir die ander, die oom moet dalk net dit vir sy gesig ook vertel. Nou vriende, dis baie keer ons as gelowiges, dis 'n voorreg om die Here te dien. Ja, daar is ernstige oomblikke, maar moet ons harte in ons lewens nie vertel van die lig wat God in ons lewens bring nie? Hoor, moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. The joy of the Lord is your strength. Ja, die vreugde van die Here is jou sterkte. Nehemia 8 vers 12, die Lewiete het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig, dit is 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente toe gaan eet, lekkernye uitgedeel, hoor mooi nee, hulle voer bietjie en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat hulle vir hulle gesê het, so hulle verstaan dit. Dan vers 13, ons het dit gesê, Nehemia 8 vers 17, die mense het die takke gaan haal en elkeen het vir hom 'n hut gebou op die dak van sy huis of in sy binneplaas of in die voorhof van die tempel of op die plein by die waterpoort of op die plein by die Efraimspoort. Nou, hoekom is dit belangrik, vriende? Loofhuttefees, onthou, die Israeliete bou vir hulle hutte, as julle onthou laas jaar se reeks, die Loofhuttefees, tydelike wonings om hulle te herinner dat Israel net tydelik was, dat die swaar kry daar net tydelik was en dat die Here vir hulle 'n vaste woning gee. En dan Nehemia 18, die hele gemeente, die mense wat uit die ballingskap teruggekom het hutte gebou en daarin gaan woon. So die Israeliete dit nie gedoen van die tyd van Josua seun van Nun af tot die dag toe nie. Daar was baie groot vreugde. Hierdie is vir my so mooi. The word of God is what does the work of God in the lives of the people
of God. The word of God is what does the work of God in the lives of the people of God. Hoor hierdie behoefte van hierdie volk. Hulle het nou hierdie muur gebou. Alles is perfek. Alles is mooi. Wat is hulle behoefte? Hulle kort die woord van die Here. Nehemia 8 vers 19. Van die eerste tot die laaste dag van die fees het hulle elke dag uit die wetboek van God voorgelees. Hulle het 7 dae lank fees gevier en op die 8ste dag was daar die gebruikelike samekoms. Nou vriende, daar is vir my 2 goed wat belangrik is. Die eerste is lees die woord van God. Laat my dink aan die oom wat so opgewonde is, hy getuig en hy vertel van hierdie revival in hulle kerk, maar sy Engelse uitspraak is net so sleg soos myne en hy sê, yes, I tell you, there was a big revival, a big revival. En op die eind van die dag sy werk, want 'n revival kan net gebeur as daar 'n revival is, as jy teruggaan na die woord van die Here toe. As jy die woord van die Here hoor, vriende, dan gebeur daar iets met jou. Dan kan die stikkend in jou lewe weer heel word. Dan kan die flenters van jou bestaan, daai mure weer opgebou word. Ek ervaar baie keer in die bediening, en dit is nie altyd nie, maar my ervaring is baie keer, vriende, dat stikkende lewens gebeur dikwels daar waar ek in 'n huis instap en ek sien, die Bybel is nog heel en ongelees. Hy's nog nie flenters nie, en hoor my mooi, dis nie altyd nie. Ek wil nou nie vandag sê, jy lees te min nie, maar hoor mooi, begin by die woord van die Here, vat hom, verslind hom, van voor tot agter, luister na die woord van die Here, hier is hierdie volk, alles reg, en dan besef hulle, ons kort nog iets baie belangrik, en dit is die woord van die Here, dis wat ons nodig het. En dan tweedens, kweek goeie gewoontes. Vriende, Hebreërs 10 vers 25 is een van daai gewoontes wat baie goed is om te hê, want ons sê altyd gewoontes is slegte goed. Nee, hoor mooi. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. En as jy nog steeds voel gewoontes is vir jou goed nie, hoor hier, Daniël 6 vers 11, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en so sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys en te aanbid en te dank. En as jy nog gewonder het, dan wys Jesus vir jou. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het, en so sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan, toe hy opgestaan en toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, dan nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Nou, vriende, is vir my so belangrik dat jy dit vanoggend hoor, selfs Jesus het goeie gewoontes, selfs Jesus kies die goeie pad, selfs Jesus besluit om 'n verskil te maak deur goeie gewoontes. Hy stem nie saam met dit wat in die sinagoge gebeur nie, maar hy gaan nog steeds. Ons almal wat so maklik sê, die kerk het my kwaad gemaak, hy het vir Jesus bitter kwaad gemaak, maar Jesus kies nog steeds om te gaan. En hy gaan sit daar en hy bedien daar, want hy besef daar is waar hy die verskil kan maak. So wees nou maar kwaad vir die kerk, maar as Jesus hierdie pad kon stap, wie's ons om dit nie te stap nie. Vriende, ek onthou iewers van 'n voordragkunstenaar wat die hele wêreld vol gereis het, dan het hy poesie voorgedra, goed van groot geeste, en hy het dit altyd so mooi gedoen. Hy het skares getrek, en een van sy belangrikste goed wat hy gedoen het, was om, as hy by mense gekom het, of by 'n gehoor gekom het, dan het hy altyd gesê, ek gaan vir julle 'n klomp goed voordra, maar ek wil ook hê julle moet vir my vra om iets voor te dra. En dit gebeur toe, op die een dag, kom hy by 'n plek en hy sê weer, ek wil iets voordra, en hy dra voor, en daar kom 'n klomp mense saam en nader, en die een oom steek sy hand op, en hy sê, as jy nou klaar is, doen asseblief vir ons Psalm 23. Doen vir ons Psalm 23. Die oom sê, okay, dit sal perfek werk as jy dit doen, of die kunstenaar, en hy gaan toe verder, en hy sê, luister, oom, ek gaan hierdie Psalm 23 vir jou voordra, maar, en hier is die groot maar, as ek klaar is, oom, dan moet jy dit ook doen, dan moet jy ook Psalm 23 voordra, en die oom sê, dis reg,
En die voordragkunstenaar gaan en hy dra hierdie psalm van die herder voor en hy sê die Here is my herder en hy kom niks kort nie en hy laat my rus op groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. En die pauses is op die regte plek en tyd en daar's amper 'n staande ovasie toe hy sê en die Here bring my by waters waar daar rus en vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam en die skare juig en hulle staan op. En hy gaan sit so vriende en die oom stap op. En die oom haal sy hoed af en hy stap vorentoe. En hy dra die psalm van die herder voor. En hy begin en hy sê die Here is my herder en ek kom niks kort nie. En hy doen dit so nederig en die gehoor is stoepstil. Daar's nie 'n droë oog nie. Hulle ontmoet die Here net daar. Die oom het weer so gaan staan en die voordragkunstenaar kom nader en hy sit sy hand so oor die oom se skouer en hy sê mense, ek ken Psalm 23, die Psalm van die herder, maar hierdie oom ken die herder van Psalm 23. Hy ken hom so goed. Hy weet wie die Here is, wat sy herder is. Mag jy vanoggend beleef, vriende, God se restaurasieplan vir jou lewe. Mag jy ervaar dat die Here vir jou kom sê, ek wil jou herder wees. Ons aanbid nie die woord nie, vriende, ons aanbid die God van die woord. Ons aanbid die God wat sê, ek wil 'n verskil in jou lewe maak. Ek wil met jou praat, ek wil jou stuur, ek wil op pad wees met jou lewe. Hoor my net vanoggend, hoor my raak. Wees stil in my teenwoordigheid, verslind my woord, van voor tot agter, eet dit op soos die Ou Testament sê, mag hy flenters wees, en kweek goeie gewoontes, praat met die Here, dien die Here, vertrou die Here, wees in God se teenwoordigheid, en ken die herder van Psalm 23, want hy ken vir jou, hy ken jou so goed, hy ken jou deur en deur. Tolle legai. Augustinus kom tot bekering met die Latynse woorde neem en lees. Die kinders speel daar en hy hoor heeltyd die woorde tolle legai, tolle legai, tolle legai. En hy besef neem en lees. En hy vat die eerste boek langs hom en dis die Bybel en hy lees Romeine en hy kom tot bekering en hy word een van die kerkvaders wat hierdie wêreld verander. Ek wil vanoggend vir jou sê, tolle legai, neem en lees. En as jy nie weet waar nie, begin by die psalms, want dit praat namens jou, dan hoef jy nie eers te verstaan nie. En dan lees jy 'n evangelie, dan ontmoet jy vir Jesus. Dan weet jy wie hy vir jou is. En dan probeer jy sin maak van die res. Tolle legai, neem dit, lees dit, eet dit. Maak dit deel van jou bestaan. En ons almal sê saam, amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes, vriende, en ons kyk saam na 'n paar foto's van ons dames wat bedien by die Lydia projek. Ons wil jy hartlik uitnooi na afloop van die erediens, vriende. Daar is 'n bietjie produkte te koop, gaan maak 'n draai daar. Dis een van ons wonderlike projekte. Dis 'n bemagtigingsprojek vir Damonswil. Oom Herman is besig om vir ons nog rakke te maak wat ons by nog gemeentes gaan plaas. En ons bemagtig so 'n klomp mense. Dankie Tannie Corrie, dankie Judy Swan en dankie vir almal wat daar betrokke is. Opened my eyes, let me
Kom ons dra die offers aan die Here op. Here, dankie vir elke offer. Dankie vir elkeen wat hulle self diensbaar verklaar en sê, Here, ons dra nie net by nie, ons belê in u koninkryk. Ons belê om 'n verskil te maak as priesters wat ons hande vuil maak. Here, as mense wat bereid is om in te gaan daar waar dit nie lekker ruik of lyk nie. As mense wat bereid is om iets van onsself te gee. Here, ons wil vanoggend met ons verstand, met ons harte, maar ook met ons hande vir u kom dien en u lief hê. En dankie dat hierdie gawes ons in staat stel om juis dit te kan doen. Amen. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Kom ons staan. Vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel, hy skepter woord en gees, verlorenes op aarde, laat al sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, en in geloof en werke, en in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige naam, om hulle te verseker, hy het heel dier gekom. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, ja, hy is, ja, hy lê die steen. Hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, ja, hy is, ja, hy is God. O Heer, skryf in ons hart